Markus 7 vers 28 sê, en sy het hom geantwoord, Here, die hondjies eet darm onder die tafel, die kindertjies se oorskiet. Jy sien, hierdie vrou se stelling is 'n kulturele stelling. Sy was 'n Griek, 'n Siro-Fenisiese vrou van geboorte. En omdat sy nie van die kinders van Israel was nie, was sy 'n afgodsaanbidder en beskou as 'n hond. In haar desperaatheid vir haar duiwelbesete dogter, het sy haar groot behoefte aan Jesus erken en sy sou nie toelaat dat die kulturele hindernis haar keer om 'n verhouding met hom te vestig nie. Maar Jesus toets haar geloof in hom deur te sê dat dit nie goed is om die kinders se brood vir die honde te gee nie. En haar antwoord is ja, Here. Haar antwoord, ja, Here, was 'n merkwaardige geloofsverklaring. Weet jy dat dit die twee kragtigste woorde is wat jy ooit sal leer sê? Ja, Here. Ja, Here is die reaksie van 'n disipel wat in die navolging van Jesus homself moet verloon en sy kruis moet opneem wanneer dit moeilik is. Verdermeer het sy geloofsoortuiging wat sy in haar hart geglo het sy uitgespreek. Ons het juis gister gepraat oor jou woorde wat krag het. In vers 29 sê, toe sê hy vir haar, Jesus wat hy praat, op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan. Kom ek en jy begin spreek lewe. Kom ons spreek dit terwyl ons in ons harte vasglo dat dit so sal wees. God sal jou woorde gebruik en groot dinge doen. Appa Vader, dankie vir hierdie bemoediging weer eens uit 'n geloofsmens uit die woord van God se lewe. Ons eer U, ons loof U en ons prys U net, Here. In Jesus se naam. Amen.